Vriende, dis weer eens 'n voorreg om saam met u te kan wees so rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal seën, terwyl ons ook vanmôre kyk na vers 5 tot 8 oor die gedagte, is ek deel van die regverdiges of die goddeloses. So kom ons lees saam en dan kyk ons wat die Here vir ons wil leer uit sy woord. Vers 5 sê die gedagtes van die regverdiges is wat reg is. Die slim planne van die goddelose is bedrog. Die woorde van die goddelose is om te loer op bloed, maar die mond van die opregtes red hulle. Die goddelose mense word omgekeer en hulle is daar nie meer nie, maar die huis van die regverdiges bly staan. Ooreenkomstig sy insig word 'n man geprys, maar 'n verkeerde van hart sal verag word. Nou vriende, hierdie 4 verse is eintlik 'n mond vol en gaan ek poog om so 'n paar gedagtes met u te deel. Juis onder hierdie tema of vraag dan, is ek deel van die regverdiges of goddeloses? Nou in hierdie paar verse sien ons die kontras wat gestel word tussen die regverdige en die goddelose. Nou ons beleef 'n tyd waar mense regverdiges en goddeloses op 'n bepaalde manier definieer, etiketeer, beskryf, vir ons deurgee. En dikwels is dit ver verwyderd van die Bybelse weergawe of deurgee van die regverdige teenoor die goddelose. Nou kom ons definieer eers gou die regverdige. Nou 'n regverdige, vriende, is nie 'n sondelose mens nie. Daar is niemand op aarde wat sondeloos is nie. Daar was een sondelose, dit was Jesus, die seun van God, wat geleef en gesterf het en wat ook die offer was vir ons sonde aan die kruis. Die boek Job sê vir ons baie duidelik dat daar geen regverdige uit 'n onregverdige gebore kan word nie. So, die regverdige is nie 'n sondelose mens nie, maar dis eerder iemand wat regverdig verklaar is deur Jesus Christus se soendood aan die kruis. Kom ons definieer dit op 'n ander manier. 'n Regverdige is 'n mens wat deur die Heilige Gees oortuig is van sy sonde, wat bewus geword het van sy ongeregtighede, wat sy tekortkominge raak gesien het en gesien het dat hy onder God se toorn staan, uitgeroep het om genade en gered geword het. Ons sien dit in die Bybel so prakties geïllustreer daar in die pragtige verhaal wat die Here vertel van die Fariseer en dan ook die tollenaar wat gegaan het om te bid. Die Bybel sê vir ons dat die een het nie eens sy hoof na die hemel opgehef nie. Hierdie tollenaar het afgekyk en op sy bors geslaan en gesê, "O God, wees my sondaar genadig." En die Bybel sê hy het geregverdig daarvandaan na sy huis gegaan, terwyl die Fariseer aan die ander kant gestaan en gespog het oor al sy goeie dade, en hy het as 'n goddelose na sy huis gegaan. So regverdige is iemand wat gered is uit genade, wat sy sonde vergewe is, en wat nou deur die krag van die Heilige Gees probeer om God te verheerlik deur die dade, deur die lewe en deur die werke wat hy doen. Die goddelose aan die ander kant, ons nou al reeds vir u so 'n ou blikkie gegee op hulle. Hulle is nie noodwendig die dronkaards en die dwelmslawe en die prostituie en die homoseksuele en al hierdie mense wat ons dikwels etiketeer as goddelose mense nie. Vriende, daar is baie goddelose mense wat goeie kerkmense is. Daar is baie goddelose mense wat goeie dade doen. Maar 'n goddelose mens is iemand wat godloos is. Met ander woorde, hulle staan nog onder die oordeel van God. Hulle is soos daardie Fariseer wat by die tempel gaan bid het en hy het weggestap onder God se oordeel in plaas van geregverdig. Dis mense wat sê, ek sal op my eie manier lewe, niemand gaan vir my sê wat om te doen nie, ek sal op my eie manier in die hemel kom en ek sal op die einde van die dag leef soos ek goed dink. So die regverdige teenoor die goddelose is eenvoudig, die regverdige se sonde is vergewe en die goddelose staan nog onder God se oordeel en God se toorn. So Salomo kontrasteer nou hierdie twee mense teenoor mekaar, want u sien, ons werke toon dikwels of ons geregverdig is en of ons nog goddeloos is. Mense wil baie keer sê, as jy hierdie ding doen, is jy nie 'n kind van die Here nie, en as jy daai ding doen, is jy nie 'n kind van die Here nie. Soos reeds vermeld, 'n regverdige is nie sondeloos nie, maar is iemand wat in die môre opstaan en sê, hoe kan ek God verheerlik, wat my gered het deur Jesus se soendood aan die kruis, en hoe kan ek eer bring op sy naam en siele wen vir sy koninkryk? En die Bybel gee vir ons sekere antwoorde, hoe die regverdige teenoor die goddelose optree. Die Bybel sê die gedagtes van die regverdiges is wat reg is. Die slim planne van die goddelose is bedrog. So met ander woorde, hier kom die Bybel nou en die Here kom wys vir ons hoe lyk die regverdige se hart teenoor die goddelose se hart. Die Bybel sê vir ons in Markus 7 vers 21 en verder, van binne uit die hart van die mens kom sekere optredes. En dis presies wat Salomo hier kom leer. Hy sê die gedagtes van die regverdige is wat reg is.
Met ander woorde, die regverdige se gedagtes, sy denke, hoe hy dink, die manier hoe hy dink is reg en edel en dit kom ook na vore in sy optrede. Regverdige poog in die eerste plek om God te verheerlik, want sy denke is geheilig deur die woord van die Here. Sy denke word gerig deur God se woord en dan poog hy ook om so te lewe om God te verheerlik. As hy struikel en hy val, is daar vergifnis wat hy vra en hy probeer regstellings maak, want 'n regverdige se gedagtes is daarop gerig om te doen wat reg is. Aan die ander kant is die goddelose altyd besig met slim planne in sy gedagtes. Die goddelose se slim planne lei dikwels na bedrog en na verkeerde optrede, skelm optrede, oneerlike optrede, optredes wat vals is, wat gevul is met leuns, met bedrog, waar mense ingedoen word, waar ander uitoorlê word. En dit is die probleem met die regverdige teenoor die goddelose. 'n Regverdige besef dat sy ongeregtigheid voor die Here groot is en dat daar vergifnis in die bloed van die lam is, terwyl die goddelose dink sy dade is altyd goed en reg en hy regverdig homself en in sy goddeloosheid sink hy al hoe verder weg en dit kom na vore in sy optrede. Sy denke is verdorwe, sy denke is besoedel met sonde, sy hart is nie oop vir die waarheid van die woord nie, hy is nie bereid om sy lewe te skik volgens God se waarheid, soos ons alreeds vermeld het in die boodskappe wat verby is nie, en daarom leef hy 'n goddelose lewe en hy dink dat hy eintlik regverdig is. In sy optrede vernietig hy mense, hy vernietig huise, hy vernietig soveel se lewens. En daarom sê die Bybel ook vir ons baie duidelik, dat hierdie man voor God rekenskap sal gee. Hoor wat sê vers 6, die woorde van die goddelose is om te loer op bloed, maar die mond van die opregtes red hulle. Jy sien, die een vers vloei in die ander vers, die kontras tussen die regverdige en die goddelose. Die goddelose vriende wil ander vernietig. Die goddelose mens is nie tevrede dat ander mense suksesvol is nie. Goddelose mense is nie noodwendig altyd moordenaars en geweldenaars nie, maar as hulle wat by die werksplek sal poog om die ander een kwaad te praat, oor die ander een te lieg of te skinder, sodat hulle die posisie sal kry. Hulle sal in die besigheid sekere dinge doen om vir hulle self 'n voordeel te verkry. Hulle het valse voorwendsels en die regverdige aan die ander kant is die een wat poog om hierdie verkeerde reg te stel. Daarom vra ek jou vanmôre, is jy deel van die regverdiges of die goddeloses? 'n Regverdige is iemand wat elke dag poog dat die gestalte van Christus, die lewe van Christus, meer in sy lewe na vore kom. Vers 7 sê vir ons, die goddelose mens word omgekeer en hulle is daar nie meer nie, maar die huis van die regverdiges bly staan. Daar is 'n spreekwoord wat sê, as jy 'n gat grawe vir 'n ander een, val jy self daarin. En dis die probleem met die goddelose. Hy is so selfverseker dat hy dink sy planne gaan nooit aan die lig kom nie en hy kan maak en hy kan doen wat hy wil en eendag, onverwags, word hierdie planne van hom geopenbaar en dan kom hy in die skande en die Bybel sê hy's daar nie meer nie. Maar die huis van die regverdige bly staan. Kind van die Here se denke, se gedagtes is altyd daarop uit om die Here te verheerlik, nie om self te promoveer nie, maar die waarheid van God se woord uit te dra. En die Bybel sê die Here sal hom vestig in sy weë en die Here sal vir hom sorg en ook so vir hom die goeie skenk. Vers 8, ooreenkomstig sy insig word 'n man geprys, maar 'n verkeerde van hart sal verag word. U sien vriende, wat Salomo eenvoudig vir ons hierop kom leer is, dat die boosheid van die bose of goddelose mense kom een of ander tyd na vore. So 'n man sal verag word wanneer sy bose planne aan die lig kom. Die eerbare man aan die ander kant sal geprys word. En dikwels sal mense dan sien wat die verskil tussen die twee is. Daar is mense wat so subtiel is, daar's mense wat so boos is in hulle hart en met soveel bose planne besig is. Vriende, dat jy aanvanklik dink, hierdie persoon is goed en hy's eerbaar teenoor my. En later kom jy agter eintlik die boosheid wat geskuil het, wat uitkom in die dade. Daarom verklap ons dade ons karakter. Dis so baie duidelik dat my en jou karakter kom na vore in dit wat ons doen. Die karakter van die mens, vriende, wys maar eintlik vir ons wat in sy siel skuil. Sy dade en sy woorde wys wie hy werklik is. Daarom is die gebed van my hart dat u en ek, ons sal skaar by die regverdiges, mense wat gered is uit genade, gewas in die bloed van die lam, deur die woord gevul, sodat ons elke dag sal poog om God te verheerlik. En as ons val, dat ons sal opstaan en vir die Here sal vra, gee my genade om my lewe te leef om u te verheerlik. As jy vanmôre goddelose is, met bose planne, met bose gedagtes, met bose optredes, ek pleit by jou dat jy jou sal bekeer tot die Here, dat hy vir jou genadig sal wees, dat jy sal teruggaan op jou pad en reg sal maak wat jy verkeerd gedoen het, en so die Here sal verheerlik. Mag die Here ons genade gee, dat ons harte sal ondersoek,
en dat ons sal wandel as regverdiges, opregtes in hierdie krom en verdraaide geslag. Seën vir u, groete, mooi dag verder, Tilla.